Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. Nou 'n bietjie goeie nuus. Die rand wipplank hier rondom 17.10, 17.40, relatief stabiel en dit lyk vir my die ontleder sê ons kan so wat 50 sent per liter prysdaling in brandstof kry in November maand. Dit is regtig sal help en dan vat dit die pryse so terug na hier na 2021 lyk dit my se pryse toe. Dan natuurlik, dis deel van die proses is laer ekonomiese groei, veral in China wat die vraag benadeel en olie bly by die $60 'n vat en saam daarmee het die organisasie vir brandstofuitvoerlande of die sogenaamde OPEC, die kartel het hulle produksiebeperkings gelig die laaste rukkie, so daar's heelwat meer olie in die mark en natuurlik ook die Midde-Ooste se verslapping van die spanning het ook gehelp en die uitvoere wat normaal begin raak. So dis goeie vooruitsig. Minder goeie nuus is die inflasiekoers uit so klein bietjie hoër, 3,4% in September, dit was 3,3. Nou, die Reservebank werk na 'n 3% teiken toe laer is wat dit altyd was. Maar interessant, dit wat die inflasie dryf is hoofsaaklik munisipale dienste en koste. En natuurlik elektrisiteit en albei styg hierso met 7-8 persentasiepunte. En dit is staatsbeheerde pryse. Rentekoerse gaan op die aarde niks daaraan doen nie. Maar voedselpryse ook matig hoër, so 5,1%. Vleispryse wat die drywer is en met die so 11,7% hoër met die ontwrigting in die hele aanbodketting. Die ander produkte is almal hier rondom 4-5 persentasiepunte hoër. So die vooruitsigte is goed. Rentekoers kan daal in November. Ons sê ook 'n grafiekie aan wat vir julle wys hoe die inflasie bietjie opkruip, maar die verskil tussen die prima rentekoers en inflasie is regtig baie hoog in Suid-Afrika. En dit beteken dat rentekoerse baie duur is. So kyk daarna, ons is volmoed November dat ons 'n verlaging gaan kry. Dan internasionale handel, ons het al vroeër gesê die groot dilemma met meneer Trump se inmenging in internasionale handel en die Wêreldhandelsorganisasie en die ooreenkomste wat daar is of was, is dat alles nou op sy kop gedraai word. Nou in die nuus nou weer op die oomblik. In Amerika is hulle beesgetalle die laagste in baie jare as gevolg van droogtes en normale sikliese aard, maar hy het besluit verbruikers kry swaar meneer Trump en hulle gaan vleispryse laer druk. So hulle twee goed gedoen. Hulle het nou gesê hulle gaan invoere uit Argentinië toelaat, groter hoeveelheid invoere en dan nommer 2 gaan hulle 'n ondersoek doen na samespanning in die vleisbedryf en of daar genoeg prysdeursigtigheid in die aanbodketting van beesvleis is. Klink soos hier by ons wat hulle met die hoenderbedryf wil doen. Maar die boere druk redelik ernstig terug en sê dit is totaal onnodig om in te meng, dis deel van 'n normale siklus en al wat die regering gaan doen is hulle gaan die mark verder ontwrig. Die mark is besig om homself reg te stel, soos ons weet, dis maar by ons ook siklies. Dis hoe dit werk. Maar met al hierdie inmengery het beesvleispryse nou skielik skerp gedaal hierdie week en die boere is redelik ontevrede want hulle sê die prys wat daar is en die prys op die rakke, dis wat dit kos om te produseer. So 'n bietjie regtig woeligheid. Die ander woeligheid is natuurlik nog met China en die uitvoere van China nou nie sojabone by Amerika koop nie en hy met alle dreigemente besig is. En Amerikaanse boere sit nou met surplus sojabone. En hulle is baie bekommerd daaroor. En natuurlik Brasilië slaan baie min daaruit. Dan ietsie by ons oor die suiwelbedryf. Dit is vir my regtig 'n voorbeeld van groot struktuurveranderinge wat daar in 'n bedryf plaasgevind het. Nou die melkproduksie in Suid-Afrika het alles geskuif na die kusweidingsgebiede toe. 86% van ons melk word aan die kus geproduseer. Dis so Natal, Oos-Kaap, Wes-Kaap, veral Natal en Oos-Kaap 86%. In die noordelike provinsies baie min, 3-4% per provinsie. Die rede daarvoor is die melkprys vergoed nie vir 'n vol rantsoen voermelkery nie. Jy moet na laagkoste weidings toe gaan. En deel daarvan is natuurlik ekonomie van skaal.
So om julle 'n idee te gee, in die Oos-Kaap is 'n gemiddelde koeikudde in melk in die orde van 1280 koeie. KwaZulu-Natal so rapsie onder die 1000 in die Wes-Kaap sukkel, hulle is so by 580. So daar is baie min ruimte vir klein boere. As ek dit sê, bedoel ek dit gaan oor ekonomie van skaal. Dan die ander ding wat my opgeval het, julle sal onthou die ouer persone van julle, vroeër jare het ons groot raam melkkoeie gekry, stalgemiddeld van 32 liter per koei. Dit het nou heeltemal verander. Die stalgemiddeld lê op die oomblik hier tussen 16 en 20 liter per koei teenoor die vroeëre 35 liter per koei. Nou die rede is dis kleiner raamdiere, lae onderhouddiere, loop op weidings en teen hierdie vlakke kan hulle nog steeds geld maak want die insetkoste is baie laag. So net 'n interessant groot verskywing. Dan saam daarmee, die gedalprodusente het in die laaste klompie jaar, 5-6 jaar redelik ernstig gedaal van omtrent 1300, nou hy so by die 800 boere. Die interessantheid is die produksie per boer het drasties toegeneem, of per produsent, melkprodusent. Dit het met omtrent 1/3 toegeneem, wat net weer dui, baie mense beskuldig ons en sê ja, ons propageer ekonomie van skaal, maar hier is my 'n goeie voorbeeld van lae koste produksie, laer insette en dat jy op skaal dit moet doen om te maak werk. In die grafiek wys ons vir julle die verloop van die prima rentekoers, die rooi lyn, julle kan sien hoe hoog is hy. En die blou deel is natuurlik die inflasiekoers wat gedaal het. So het gestyg 'n bietjie na 3.4%, maar die Reserwebank teiken 3%. Maar die groot dilemma is, julle kan sien, daar's 'n baie groot verskil tussen die prima rentekoers en die inflasiekoers, en dit behoort te krimp dat die verskil 3 na 4 of 5% is. Kom ons praat van 5 persentasiepunte. So teoreties, volgende maand November, behoort daar regtig 'n redelike druk te wees om rentekoerse te verlaag, veral waar ons in Amerika nog 2 rentekoersverlagings verwag. Maar die resultaat van hierdie groot verskil is dat krediet relatief duur is en jy baie mooi moet dink oor kredietgebruik. As jy by Skare Genade jou oesversekering doen, mag jy dan kwalifiseer vir 'n lae-eisbonus oor 'n tydperk van 3 jaar. Dis met trots dat ons kan aankondig dat alhoewel die hoeveelheid haal wat op 'n kliënt se plaasval nie deur ons of die kliënt beheer kan word nie, daar nogtans talle tevrede kliënte is wat vanjaar hulle lae-eisbonusse gaan ontvang. Kontak Skare Genade sommer nou vir jou gratis kwotasie of besoek ons webwerf by www.skaregenade.co.za. Skare Genade met lisensienommer 51779 is 'n finansiële diensteverskaffer wat die afgelope 4 jaar groot besparings en waarde vir geld na ons landbougemeenskap gebring het en is daarom steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug luisteraars, ons wil 'n bietjie opsom wat in die markte gebeur, maar aan die einde wil ek met julle gesels oor Back and Closure wat besig is om baie ernstige afmetings aan te neem en ek glo groot struktuurverandering in die beesvleisbedryf teweeg gaan bring. Op die oomblik nog die Amerikaanse federale regering nog onder 'n sogenaamde shutdown wat hulle skuldplafon bereik het. Daar is bitter min markverslae oor see beskikbaar en wat in Amerika aan die gang is. Hulle is besig om hulle oeste in te samel, so daar's redelike senuweeagtigheid oor wanneer dit weer met markinligting gaan verhandel. Hier by ons, die mielieoes feitelik gelewer 96% van die verwagte oes. Daar is nog so 'n klein bietjie uitstaande, maar die lyk of ons op teiken is. En dan ook wil dit voorkom of die dalende pryse by ons begin stabiliseer het en 'n bietjie opwaarts begin beweeg het. In Amerika ook bietjie opwaarts beweeg, maar onthou nou, ons het nie regtig inligting oor wat daar aangaan nie. So witmielie-prys so R200 op van sy laagtepunt na 3700. Geelmielie-prys ook herstel hier na 3500, 3600. So 'n bietjie hoër pryse by mielies wat daarom positief is. Dan sojabroone, onthou nou Brasilië en Argentinië, maar Brasilië spesifiek is die groot produsent. Hulle het laas jaar 170 plus miljoen ton sojabone produseer. Hulle is besig om te plant en hulle verwag om so 1,5 miljoen hektaar meer te plant. Nou as ek dit sien, dan praat ek van hier by die 30 miljoen plus hektaar.
Nou deel hiervan is twee goed wat hulle mark dryf. Of meeste uitvoere gaan na China. Hulle het Amerika vervang hierdie jaar. En dan biodiesel. Hulle het voorgeskrewe inmeng van biodiesel het verhoog van 14% na 15% toe. En dit het 'n redelike groot verhoging in hulle dieselmark of die aanwending van sojas in biodiesel. En natuurlik dit het 'n groot statistiek. Ons het ook natuurlik vroeër gesê dit is 'n opsie vir Amerikaanse boere om na te kyk. So China, groot rolspeler, Amerika wat hulle probeer boelie intussen hulle kontrakte met Brasilië en hulle maak biobrandstof. Hier by ons Safex ook bietjie begin herstel, hier dan bo kan die R7.100 'n ton. Boere het begin plant, maar die laaste dag of twee lyk dit of daar rypskade dalk in die Oos-Transvaal was. Ja, dit het geryp einde Oktober. Dit is nie uitsonderlik nie, maar dit is 'n risiko. Sonneblompryse ook weer 'n bietjie begin herstel na R10.000 'n ton, 9.000, 10.000 volgende jaar ook. Koring bly sukkel, 5.800. Die oeslewerings het begin en ons sal seker een van die dae aanduidings kry van hoe die oeslewerings loop en hoe die kwaliteit is. Aardappelpryse 'n bietjie begin herstel, bietjie na R50 'n 10 kg sakkie, sommer so terloops. Suid-Afrika plant so 50.000 hektaar aardappels rolweg, gemiddelde opbrengs in die orde van 50 ton 'n hektaar, waarvan 83% onder besproeiing is. En die totale aardappeloes is 2.4 miljoen ton oes. So dis 'n redelike belangrike stapel voedsel. Dan die veemarkte, klas A beesvleispryse bly redelik stabiel, R72 'n kilogram. Klas C pryse bietjie gestyg na 61 en speenkalfpryse bly besonder sterk, teen na R37-38 'n kilogram. Dis goeie nuus. Lampryse hou sekere streke bietjie laer. Hier by R108 'n kilogram, lyk my dis omtrent min of meer waar dit verhandel, 106, 108, met die aanloop na Kersfees toe, so dit behoort hier te hou. En dan ook klas C, redelik sterk R83 'n kilogram. Nou dit behoort ook te hou hier na Kersfees toe, want daar's 'n groot mark. Die wolprys het onder druk gekom, redelike druk die laaste week of wat. En dit het natuurlik te doen met China, want China koop die meeste wol in die wêreld, by ons en Australië waar die pryse gedaal het, en China se groeivooruitsigte het verswak. Varkvleispryse redelik gestyg. Julle sal onthou, ons praat die hele tyd en sê hulle het 'n baie sterk seisonale tendens wat na die winter redelik kop optel. En hulle is nou hier so by 37 plus rand 'n kilogram, en ek dink ons behoort Kersfees hier by 38,50 te haal. Natuurlik die voermark is dit ook baie verbeter. Bevrore hoender sywaarts hier by R35 'n kilogram. Dan wil ek iets sê oor back and closure. Ek weet daar's groot woeligheid, allerhande goed, maar ek wil dit gou 'n paar punte probeer opsom. Nommer 1, die feit is die maatreëls of die gebrek aan maatreëls tot tans het daartoe gelei dat die siekte verder versprei in die Vrystaat. Nommer 2, daar probeer kortpaaie gevat word deur die owerhede en hulle is natuurlik ook nie toegerus en in staat om hulle werk te doen nie, en daarom is daar baie druk om enstofverskaffing te privatiseer. En natuurlik deel van die uitbraak nou weer by Kar and Beef is dat hulle nie die regte enstof gebruik het nie, en daar is te min daarvan. So die groot druk is, kom ons maak dit oop. Daar is privaat maatskappye wat Argentinië en Brasilië se onder beheer gekry het. Ons moet daarna begin kyk. Dis krities, die mense daarmee werk en weet, so ons is besig om my tyd te raak, en daar is geen dringendheid te bespeur nie. So daar's regtig 'n groot ongemaklikheid. Maar die risiko vir my, en dit is waarin ek wil hê julle moet dink, groot voerkrale kan nie meer 80 en 100.000 beeste staan nie. Hulle risiko is net te groot. So daar is stories wat rondloop, dat hulle voerkrale gaan uitfaseer, want onthou van hulle nou weer uitslag, gaan weer leeg staan vir 'n maand, en dat hulle net hulle abattoirs gaan bedryf, en dan die mark voorsien aan binnelands en buitelands. Maar hulle gaan direk van die plase koop. So dit gaan nogal 'n groot effek hê. En natuurlik hulle gaan koop van plase of kompartemente van plase wat vry is, en waar daar speurbaarheid is. So ek dink ons moet as boere begin saam staan. So dit beteken vir my die tradisionele speenkalf voerkraalstelsel wat oor die laaste 30-40 jaar
geld het, gaan onder groot druk kom. Dit moet verander. Boere gaan gedwing word, my woorde, om van die plaas direk na die abattoir te bemark. Ek dink dit gaan oor die volgende paar jaar gebeur. Maar dit gaan 'n effekkie op die tradisionele speenkalfboer. Jy sal jou speenkalf seisoen moet verander, jou koeie moet minder maak en jy gaan meer diere dra en op die plaas afrond. Dink 'n bietjie hieroor, debatteer dit is 'n moontlike scenario wat kan uitspeel. Groete van Johan Willemse.